Gemeente genade, barmhartigheid en vrede van God, die Vader en Christus Jesus, onze Here. Maxie, my gaan vanoggend vir ons as gemeente bid, baie dankie daarvoor. Ek kom vandag na u met 'n hart wat oorloop van dankbaarheid. Dankie vir die kosbare geskenk van familie en 'n wêreld wat vandag verander. Dank ek u vir die mense wat u om my geplaas het om saam met my die pad te stap. Dankie vir die liefde, die ondersteuning en selfs die uitdagings wat ons leer om mekaar onvoorwaardelik lief te hê. Ons erken dat elke familielid 'n unieke seën in u hand is. Here, ons bid vandag spesifiek vir ons huishoudings. Skenk ons die genade om mekaar te vergewe. Gee ons die tyd om werklik na mekaar te luister. Bind ons saam met 'n koord van liefde wat nie maklik breek nie. Vader, beskerm asseblief elke lid van my familie, waar hulle ook al vandag mag wees. Bewaar hulle veilig onder u vleuels en laat u vrede in ons huise heers. Dankie dat u ons aan mekaar en bo alles aan u behoort. Amen. Baie dankie, Maxime. Die apostel Paulus was 'n man wat keisers aangespreek het, wat kerke reg rondom die Romeinse ryk gevestig het, wat briewe geskryf het, wat die wêreld verander. En nou sit hy in die tronk en hy skryf vir Timoteus, en met soveel dinge wat hy kan sê en wat hy wil sê, stop hy eers alles, net om 2 vroue te eer. Ons teksvers, daar het julle hom, hy's op julle blaadjies ook, is 2 Timoteus 1 vers 5. Ek dink ook aan jou, dis wat Paulus vir Timoteus skryf, opregte geloof, dieselfde geloof wat al in jou ouma Louise en in jou ma Eunice was, en wat ek daarvan is ek oortuig, ook in jou is. So hy het in hierdie 2 vroue iets so kragtig gesien dat dit vir ewig moes word. Hoekom? Want Louise, die ouma, sy geloof het nie met haar gesterf nie. Sy het 'n saadjie geplant wat een van die belangrikste leiers van die vroeë kerk voortgebring het. 'n Jong disipel wat later met dapperheid en wysheid die evangelie sou dra. Haar invloed was ongelooflik kragtig. Louise het in Lystra, in 'n Joodse gemeente, omring deur die Griekse kultuur groot geword. Dit was nie maklik om as 'n gelowige in 'n omgewing te leef wat nie God geëer het nie. Maar sy het getrou gebly aan die Here. En haar dogter Eunice het groot geword en het elke beweging van haar ma dop geword. Sy het gesien hoe haar ma se oë ophelder wanneer sy oor die God van Abraham gepraat het. Jy kon in haar stem hoor, in haar woorde hoor, dat geloof alles om haar gevorm het. Hoe sy na die wêreld gekyk het, hoe sy keuses gemaak het, die manier hoe sy mense lief gehad het, hoe sy geglo het dat God in al hulle behoeftes sal voorsien. Geloof was nie net iets waaroor sy, Louise, met Eunice gepraat het nie, dit was iets sigbaar en tasbaar. En so het die geloof diep wortel geskiet in Eunice. Maar met die tyd het Eunice 'n jong vrou geword, en die geloof wat Louise in haar geplant het, het begin groei en vrug dra. Maar soos wat met alles met ons almal gebeur, het daar ook uitdagings, het die lewe ook vir haar uitdagings gebring. En een daarvan het in die vorm van die liefde gekom. Eunice het verlief geraak op 'n aantreklike, donker Griekse man. Iemand uit 'n ander wêreld, met 'n ander kultuur, met 'n ander manier van leef en glo. En hy het nie haar geloof in die God van Israel gedeel nie. Tog het sy gekies om met hom te trou. Maar selfs in haar huwelik het sy nie haar geloof afgeskeep nie. En toe sy swanger raak, het sy besef, alles wat ek van my ma Louise ontvang het, moet ek nou aan hierdie kindjie oordra. 'n Nuwe generasie is op pad, en saam daarmee die voortsetting van 'n onsigbare, maar ewige geloofserfenis. Die eerste huil van die pasgebore babietjie het die huis gevul, 'n nuwe heilige klank. Timoteus was hier. En sy geboorte was nie net die begin van 'n nuwe lewe nie,
maar die voortsetting van 'n storie wat God oor geslagte heen geweef het. Vir Louise en vir Eunice was hy meer as net 'n seentjie in die familie. Hy was 'n lewende belofte gewees. En Eunice het na hierdie babietjie gekyk en geweet, hier lê iets baie besonders in hierdie kind. Selfs sy naam het betekenis gedra. Timothy beteken iemand wat God eer. So ouma en mamma het hom aan die slaap gesing met liedjies oor 'n getroue God. Hulle het in sy ore gefluister, Timmy, God is lief vir jou. Daardie geloof het diep in Timoteus begin groei. Louise, nou ook 'n ouma, het nog sterker betrokke geraak. Haar ervaring, haar geduld en haar geloof was soos 'n geestelike beskerming om hierdie kind. Terwyl die seentjie groot geword het die liefde en die sorg van hierdie twee vroue saam met hom gegroei. Niemand het nog geweet wat met hom gaan word nie, maar iets was reeds sigbaar. Daar was 'n besondere sagtheid in hom, 'n sensitiewe hart wat uit die konstante teenwoordigheid van die liefde van God gegroei het. Hierdie ouma het geweet, geloof word nie net gevorm om een keer 'n week kerk toe te gaan nie. Geloof word in die week geleef. Elke dag wanneer hierdie seentjie sien hoe jy op God vertrou. Eunice het elke oomblik van die dag gebruik om geloof in hom te plant. Terwyl sy hom aangetrek het sy hom van God se skepping vertel. Wanneer sy vir hom kos gegee het sy hom herinner hoe God vir sy volk in die woestyn voorsien. Op pad skool toe het sy hom vertel van Dawid en sy hart vir God. Ouma het saam met hom deur die straat geloop en met hom gepraat oor geloof. Gebed het deel van hulle alledaagse lewe geword. Kan julle sien hoe sy geloof steen vir steen gebou? Gebed vir gebed, deur 'n ouma en 'n mamma wat hulle geloof ernstig opgeneem het. Timoteus het geleer om met God te praat soos iemand wat naby hom is. En sonder dat hy of hulle dit besef het, is hy voorberei vir iets groter as sy huis, iets groter as sy stad. Timoteus het nie per ongeluk 'n leier geword nie. Hy het nie een oggend wakker geword met 'n volwasse geloof nie. Sy geloof is gevorm, versorg en beskerm deur twee gelowige vroue. En toe Paulus baie later in sy lewe gekom het hy reeds 'n soliede geestelike grondslag gehad. En Erns gaan ook volgende week met julle daaroor gesels. Ek sien hier in die kerk 'n hele kerk vol paas en maas wat weet dat geestelike opvoeding nie in die kerk begin nie, maar by die huis. God waardeer gesinsonderrig, geestelike gesinsonderrig wat spontaan by die huis gebeur. Rondom die tafel wanneer ons bid vir die kos, voor slaaptyd, deur alledaagse gesprekke. Jy het nie 'n groot gehoor nodig om 'n verskil in die koninkryk van God te maak nie. En hier in die kerk sit hoeveel oumas en oupas en daar sien ek 'n klomp betrokke agter ouma Grietjies, oupa Grietjie daar wat vroeg opstaan en bid vir hulle kleinkinders, wat geestelike gesprekke met hulle het. Ek sien mentors, en ek het hulle eintlik nou gesien, want die meeste van hulle is nou uit saam met die kinders, wat saadjies plant in jong kinders se harte. Kinders het nie perfekte ouers nodig nie, maar hulle het ouers nodig wie se vertroue in 'n perfekte God is. Die volgende generasie soek nie 'n geloof wat op verhoog geleef word nie, maar een wat by die huis sigbaar is. Nie indrukwekkende praatjies of mooi woorde nie, maar ouers wat eerlik oor Jesus praat in die alledaagse omstandighede. Hulle soek nie ingewikkelde teologiese verklaringe nie. Hulle kyk hoe lyk geloof in die praktyk. Hulle sien hoe die twee ouers met mekaar praat. Hulle sien hoe pappa of mamma bestuur in die verkeer. Hulle sien hoe ouma en oupa mense om hulle behandel en hoe hulle optree wanneer dinge moeilik raak. Vir hulle is geloof nie net iets wat gesê word nie,
maar wat ook geleef word. Ons kan baie keer net rustig met hulle gesels en vir hulle sê, ek worstel ook met geestelike twyfel, en dit is hoe ek daarmee werk. Of, hier is hoe ek my foon gebruik, sonder dat dit my beheer. Ja, dit is baie moeilik om kinders en kleinkinders groot te maak in 'n digitale wêreld. Maar ons kan nie teruggaan na 'n voorskermwêreld nie. Vandag se kinders leef as gevolg van die digitale wêreld, leef hulle met kort aandagspanne, konstante kennisvloei en identiteite wat aanlyn gevorm word. Jy gaan hulle nie wegkry van die tegnologie nie, maar jy kan vir hulle wys hoe lyk disippelskap binne daardie wêreld. Dis presies wat Timoteus moes doen. Hy moes nie die stad Efese met al die heidense tempels verlaat nie, maar hy moes heilig in daai stad lewe. Kinders in die digitale era word dikwels gebombardeer met verskillende idees en menings. Hulle waarheid word gevorm, ons het nou die dag in die Bybelskool ook daaroor gepraat, deur volgelinge en views en likes en algoritmes. En as daar 'n goeie verhouding tussen pappa en mamma en hulle kinders, en tussen oupa en ouma en hulle kinders is, sal die kinders en kleinkinders eers met jou kan praat. Anders gaan hulle antwoorde op die internet soek. Leer om hulle wêreld te verstaan, ook oumas en oupas. Ek weet daar's 'n groot generasiegaping tussen ons en die kleinkinders. Maar neem kursusse om dit te verstaan. Anders gaan jy nooit vir hulle kan vertel hoe om 'n gelowige te wees in 'n digitale wêreld nie. En hier in die kerk sit vandag 'n oorgrootte Suid-Afrikaanse grootouers, en in die kerk dink ek ook die oorgrootte grootouers is in 'n moeilike posisie dat hulle kinders en kleinkinders oorsee is. En dit verg kreatiewe denke om ons geloof oor te dra aan kinders, aan ons kleinkinders wat oorsee is. Veral omdat hulle ouers so besig is om hulle voete te vestig en hulle werk te vestig in 'n nuwe vreemde land. Hulle is moeg in die aand, hulle kan nie altyd heeldag geestelike gesprekke hê nie. Oupas en oumas gaan moet kreatief dink. En hulle kan 'n geloofstradisie begin en byvoorbeeld reël vir 'n 10 minute waar jy weekliks of 2 weekliks saam Bybelstories lees en bid. En saam bid vir hulle skool en hulle vriende. Kinders onthou rituele. Dit word 'n veilige en 'n heilige tyd saam met ouma en oupa. Grootouers kan ook briewe skryf. As jy by hulle gaan kuier, kan jy briewe skryf en daar los. Of wanneer hulle hier kom kuier, kan jy dit saamgee. Briewe in koeverte waarop daar staan wanneer jy 16 word, of wanneer jy bang is, of wanneer jy wonder wie jy is. En dan praat jy met hulle wat God vir jou was in moeilike tye. Dan kan hulle net die koevert vat wanneer hulle dit nodig het en dit lees. Geef hulle jou getuienis in koeverte. Skryf jou gebede wat jy vir hulle bid vir die toekoms uit. Dit word deel van hulle geestelike erfenis. En miskien moet ons almal minder fokus op hoe hou ek my kinders in die kerk en meer fokus op hoe help ek hulle om Christus in 'n digitale wêreld te volg. Dit was ons eerste punt. Ons tweede en ons laaste punt vanoggend is geloof kan oorgedra word deur die gesin of deur die mentors, maar dit kan nie vir jou geleef word nie. Op 'n stadium moet geloof jou eie word. Anders bly dit afhanklik en kwesbaar. Toe Paulus in die dorp gekom het van Louise en Eunice en Timoteus, het niemand dit gemis nie. Want daar is iets aan hom. Sy stap was 'n vaste stap. Sy woorde het gesag gedra. Sy teenwoordigheid het mense net laat omdraai en kyk. Hierdie was nie nog 'n reisiger nie. Dit was 'n man wie se lewe radikaal deur God verander is. Hy het van stad tot stad gereis, die evangelie met vuur en oortuiging verkondig. En nog voordat Timoteus hom gesien het, het hy al van hom gehoor. Gerugte het deur die strate gegons. Paulus is hier. En iets
in Timoteus het begin roer. 'n Stille verwagting, 'n gevoel dat hierdie ontmoeting gaan iets anders wees. En toe hy uiteindelik vir Paulus hoor preek, het dit gevoel of iets binne in hom wakker word. Woorde oor Jesus, woorde oor genade, woorde oor 'n nuwe lewe in God. Dit het alles geresoneer met dit wat hy van kleins af geleer het. Dit was asof die saad wat Louise en Eunice oor jare geplant het, in daardie oomblik oopgebreek het en begin blom het. En Paulus het dit raak gesien. 'n Jong man met 'n oop hart en 'n roeping wat besig was om vorm aan te neem. Maar nou, met ons teksvers, is dit jare later. Timoteus is in Efese, Paulus is in die tronk, hy gaan waarskynlik sterf, en hierdie is sy laaste brief. En Timoteus staan voor die werklikheid. Wat gebeur met my geloof, as Paulus nie daar is nie? Paulus skryf in ons teksvers, ek dink aan jou opregte geloof, dieselfde geloof wat al in jou ouma en Louise en in jou ma was, en hier's belangrik, en wat ek, daarvan is ek oortuig, ook in jou is. Hy het waargeneem dat Timoteus se geloof begin het met ander mense se geloof, en dat sy geloof 'n geskiedenis het. Tog skryf hy nou, ek kan sien, dit woon in jou. Nou in 'n moderne samelewing sal dit beteken, jy glo nie net omdat jy groot geword het in 'n Christelike huis nie, maar omdat jy ondersoek gaan instel het waarom jy glo. Ek glo nie net wat my geleer is nie, maar ek weet nou waarom ek het glo. En as jy nie regtig jou geloof deurdink het nie, val dit maklik uitmekaar wanneer iemand dit bevraagteken. Kom ek praat net eers met die hoërskoolkinders en die studente en die jong mense wat vanoggend in die kerk is. Jy het groot geword in 'n huis waar jou ouers elke dag vir jou gebid het. Jou grootouers het vir jou Bybelstories vertel, het Sondag kerk toe gegaan. Maar nou in die hoërskool, of op die universiteit, of in jou gapjaar, of in jou vroeë werkjare sukkel jy, want jou vriende glo nie meer almal dieselfde nie. Party spot jou geloof. En jy begin druk voel waarom in te pas. Geloof was deel van jou lewe, maar jy het nooit regtig daaroor gedink nie, dis maar hoe die lewe is. En dan kom daar 'n dag, jy pluk 'n belangrike toets, of 'n vak, of jou verhouding sukkel, of jy haal nie 'n span nie, of jy sien hoe beklei jou ouers, en skielik is daar nie iemand langs jou, wat jou moet herinner om op God te vertrou nie. En dan besef jy, ek moet self glo. Ek is hier in 'n klap, en ek kan kies, maar ek gaan nie nou moet kies wat ek kan doen, wat anders nie vir nie. Ek moet met volgens my eie geloof kies. Ek moet kies of ek God gaan vertrou. Nou moet geloof my eie word. Ek kan nie net op my ouers se geloof leef nie. Ons sê, en ergens het die woord verlede week ook ingebring, ons internaliseer ons geloof. Wanneer jy self begin bid en jou Bybel lees sonder dat iemand vir jou sê. En ek is baie trots op die paar jong mense wat die Bybelskool bywoon. Jy internaliseer wanneer jy gehoorsaam aan God is, selfs wanneer niemand kyk nie. Jou geloof vorm jou optredes, jou besluite. Dit bepaal hoe jy jou geld gaan hanteer, hoe jy jou verhouding bestuur, hoe jy gaan reageer onder druk. Daar kom 'n oomblik wanneer jy nog moet vra, is hierdie my ouers se geloof of is dit my geloof? En ek weet die aanlyn wêreld vir julle is belangrik en dit is 'n ruimte waarin daar Bybelstudie plaasvind, waarin daar aanbidding, mentorskap is oor WhatsApps, geestelike gesprekke op Instagram en podcast word gevoer. Maar vind saam met jou ouers of jou grootouers in hierdie digi-ruimte plek waar jy almal gelukkig is met die inhoud. En onthou, inhoud aanlyn is baie onmiddellik, opinies is eindeloos, jou geloof gaan bevraagteken word, praat met jou ouers en jou mentors daaroor. En informasie op die ou end beteken niks as dit nie jou hart verander nie.
En heel uiteindelik gaan jy op 'n dag voor God ook staan en God gaan vir jou vra. Ek weet wat het jou ouma geglo, ek weet wat het jou ma geglo, maar wat glo jy? Nou praat ek met die ouer mense, die 40-plussers, 40, 60, 80ers, om geloof te internaliseer is nie net vir kinders en jong mense nie. Dit geld ook vir ouer mense, want internalisasie hou nooit op nie. Dis nie 'n jeugfase nie, dis 'n lewenslange beweging van oppervlakkige geloof na deurleefde geloof. Baie ouer lidmate woon al dekades kerk by, het vaste gewoontes, sterk teologiese raamwerke. Maar die vraag wat ek vanoggend vir jou wil vra, is jou geloof nog lewendig of is dit net gevestig? Onthou julle toe die brief van Openbaring geskryf word, toe Jesus vir die brief laat skryf deur Johannes aan die kerk van Efese, waar Timoteus nou is, en dan sê hulle vir die gemeente Efese, julle doen alles reg, maar jy het jou eerste liefde verloor. En ek dink dis 'n waarskuwing ook aan gevestigde gelowiges. En ek weet oor jare was daar teleurstellings en kerkkonflikte en onvervulde gebede. En ouer lidmate kan baie maklik dink, ek weet al hierdie goed. Maar internalisering op 'n latere ouderdom beteken, ek groei steeds, al is ek 40 of 60. Ek bly leer, ek bly sag in my hart. Ek kies om nie sinies te raak nie. Ouderdom beteken nie outomaties geestelike diepte nie. Internalisering op 60, 70, 80 beteken ek vertrou God ook in my ouderdom. Ek vind rus in genade. Ek hoef myself nie meer te bewys nie. Dis 'n ander tipe volwassenheid, minder ywerig, maar baie meer geanker. So wat maak Timoteus se storie so relevant? Hy het 'n sterk geestelike erfenis gehad, maar hy moes self in 'n moeilike konteks sy geloof internaliseer. Hy kon nie sê, maar my ma het dit geglo en my ouma het dit geglo nie. Hy moes self groei. Ek sluit af. Jy sit vanoggend in die kerk en dalk dink jy, ek het nie 'n Paulus nie. Of ek is nie 'n Timoteus nie. Ek is net 'n gewone mens. Maar dis presies hoe God werk. Hy begin nie by skares nie. Hy begin by 'n ouma wat bid. By 'n mamma en 'n pappa wat aanhou glo. By 'n oupa wat getrou bly wanneer niemand kyk nie. Louise het nie geweet sy vorm 'n leier vir die wêreld nie. En Eunice het nie geweet sy plant saad wat oor kontinente sou groei nie. Hulle was net getrou, dag vir dag, oomblik vir oomblik. En dalk is dit waar God vandag besig is met jou. So die vraag aan jou vanoggend is nie net, wie het jou geloof gevorm nie, maar ook, wie se geloof vorm jy? Want dalk is jy iemand se Louise. Dalk is jy iemand se Eunice. Dalk is jy iemand se Paulus. En wie weet, watter Timoteus sit reeds naby aan jou. Amen. Ek gaan vir ons intree in gebed vir ons gesinne en daarna sal ons die dankoffers opneem. Kom ons maak ons oë toe. Here, U het ons kinders en kleinkinders aan ons toevertrou. Hulle behoort eerste aan U. Gee ons asseblief wysheid om hulle met liefde en waarheid groot te maak. Help ons om nie net met hulle oor U te praat nie, maar om U voor hulle te leef. Werk U self in hulle harte. Leer hulle om U stem te herken. Beskerm hulle geloof wanneer twyfel kom. Hou hulle naby aan U, selfs wanneer ons nie naby hulle kan wees nie. Fluister U waarheid in hulle harte, wanneer ons woorde stil raak.
Voltooi U werk in hulle lewens. En Here, laat hulle U liefhet met hulle hele hart, nie uit vrees nie, maar uit verwondering en vertroue. Amen. Genade vir julle en vrede van God ons Vader en van Jesus Christus ons Here, wat nie net geloof aan ons oorgee nie, maar dit deur sy Gees in ons harte laat wortel skiet en laat groei. Amen.